Goeie Vrydag dan 'n paar weke van nou af, want dit is die 4de Lydenssondag. En soos ons gesê het, ons tel dit af van die 7de tot by die eerste week voor Goeie Vrydag, dis die 7 Lydensweke, wat ons herdenk in die kerklike jaar. En daarom gee ons 'n bietjie aandag aan die tyd van Christus se lewe op die aarde. En ons dink baie keer Christus se lewe op die aarde was eintlik die enigste tyd wat hy die lyding ondergaan het. Maar eintlik is dit 'n baie langer tyd, want hy het van ewigheid af geweet dat hy dit moet kom doen wat hy kom doen het, deur aan die kruis te sterf, maar ook 'n lewe te lei van verwerping en van minagting en van swaar kry. Van byna, kom ons sê, niks sê nie. Maar dat hy tog op die ouend dit wat hy moes kom doen het, voluit gedoen het. En dat sy gevolge, sy nalatenskap geweldig is oor die land, oor die hele wêreld. Ons kan dit eintlik nie miskyk nie. Net die feit dat ons 'n jaartelling het in jaar 2025 wat basies begin het met sy geboorte. Dat die hele wêreld hulle jaartellings aangeskuif het, aangepas het om vooraf dit af te tel tot by die geboorte van Christus en van Christus se geboorte af weer aan te tel tot vandag toe. Sê vir ons. Maar ook dat een mens, persoon wat na die aarde toe gekom het, 'n leer verkondig het sonder groot fanfare met 'n paar disippels wat saam met hom rondgegaan het in 'n gebied daar in die middel van die wêreld, destyds 'n bekende gebied van die wêreld in Israel, wat se gevolge tot vandag toe nog oor die hele wêreld echo en meer word en meer gevolge het. Maar die een ding wat ons eintlik wil weet is, wat moet ons doen? Want Christus is dan 'n voorbeeld. En ek wil jou uitdaag om net so oomblik saam met my te luister na wat die woord van die Here sê, die uitnodiging is om Christus te volg. Ons leef in 'n tyd waar die kerk, ja, en ek is amptenaar van die kerk, so ek sê dit met baie omsigtigheid of versigtig. En ons moet so wees, want ons moet meer akkommoderend wees. Ons moet meer liefde gee vir ons mense, lidmate, ongeag of hulle lidmate is, mense met wie ons te doen kry, waar ons moet alleenlik gaan soek. Nie net die wat op voordeur of drempel kom staan en vra, waar ook al, of het in die straat of by die huis is nie. Ons moet hulle gaan soek, maar ons moet in die eerste plek doen met ons eie lewe, wat Christus vir ons wys om te leef. Ons moet hom dan volg. En wat beteken hierdie volg? Ek gaan kyk en dink, wat is dit? En dan sien ek die uitnodiging van Christus. En hy doen dit telkens. Om Christus te volg, om agter hom aan te kom. Wat beteken dit? En dan meet ek hoop elkeen van julle meet en sê, ja, ek is bereid om dit te doen, of tot watter mate is ek bereid om dit te doen. Kom ons kyk 'n bietjie, wat nooi Christus ons uit om te doen en wat die gevolge ook daarvan. Ons lees in Matteus 16 vers 24 en 25, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Dit echo weer in Markus 8 vers 34 en 35, by die skare saam met sy disippels en sê vir hulle, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my en die evangelie verloor, sal dit red. Lukas 9 vers 23,
En toe sê hy vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg. Lukas 14:27. En wie sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. En wat beteken dit? Want dit is tog die kernboodskap van die evangelie en die hart van disipelskap. Dit kom direk van Jesus af. Dis 'n oproep tot lewe, tot volle oorgawe, selfverloning en ware vervulling om na hom te volg. Maar wat beteken dit? Hierdie is 'n uitnodiging, dis nie 'n oppervlakkige poging om relevant te wees nie. Nie die oproep van die kerk om, en die doel ook van die kerk om mense te akkommodeer, vriendelik te wees nie. Ja, dit is sekerlik deel van die kerk, maar nie hierdie gedeelte nie. Hierdie is 'n uitnodiging, dis 'n radikale, lewensveranderende oproep. En dit beteken, in die eerste plek, selfverloning. Dit vra dat ons eie wil en begeertes ondergeskik aanstel aan Christus se wil. Ek sê dit weer, dit vra dat ons eie wil en begeertes ondergeskik stel aan Christus se wil. Dis 'n oproep om jouself nie as die middelpunt van jou lewe te sien nie, maar om Christus as die middelpunt te hê. Wat beteken dit om jou kruis op te neem? In Jesus se tyd was 'n kruis 'n instrument van dood. Om jou kruis op te neem beteken dus dat jy bereid is om jou lewe, jou eie planne, jou eie belange op te offer ter wille van die saak van Christus. Dit is 'n lewe van diens en gehoorsaamheid. En dan die volgende, derde punt van radikale eis, volg my. En dit is nou nie 'n eenmalige keuse nie, maar dit is 'n deurlopende verhouding waarin ons lewensrigting verander om Jesus te volg, selfs al vra dit lyding, moeilike keuses en 'n prys om te betaal. Vir my hoor ek dan hierdie 3 punte. Die eerste is selfverloning. Ons eie wil en begeertes ondergeskik stel aan Christus se wil. Tweede is hierdie eis, kruis opneem. Hierdie instrument van dood, om jou kruis op te teken, beteken jy is bereid om jou lewe, jou eie planne ondergeskik te stel en op te offer vir die saak van Christus, né? En derdens, volg my. Dis wat Jesus sê. Dis nie 'n eenmalige keuse nie. Dis 'n deurlopende verhouding om Jesus te volg. Ja, dis 'n lewensveranderende lewensrigting inslaande vir elke dag. En waarom is dit relevant? Dit is die enigste uitnodiging wat werklik sin maak vir 'n mens se lewe. Dit gee betekenis, rigting en 'n doel wat verder strek as hierdie tydelike lewe, vas teen die tydelike lewe dat dit vir ons alles is. En Jesus gee ons 'n ander dimensie hiermee. En sê terwyl jy besig is met hierdie lewe, is daar ook 'n ander dimensie. Hy sê dat diegene wat probeer om hulle eie lewe te red, kom ons verwoord dit anderster, die wat net vir hulle self leef, sal dit verloor. Diegene wat hulle lewe vir hom gee, sal ware lewe vind. Jy het daaroor gedink. Dit is 'n radikale eis om te sê, as jy vir jouself leef, gee jy dit verloor. As jy dit vir my gee, opoffer, sê dit wen, sal jy lewe. Maar dit is ook 'n kier van geloof, gehoorsaamheid en eintlike oorwinning saam met Christus. Kan jy jou 'n meer avontuurlike, uitdagende lewe voorstel as die van Christus? Nou wil ons gemak, rustigheid, kalmte hê, en op jou eind van die dag en sê, ja, ek het miskien goed gedoen, akademies of finansiëel of iets anderster. Of wil ons sê, my lewe was een van gehoorsaamheid, waar ek al die uitdagings, al die mees dramatiese uitdagings aanvaar het, gehoorsaam het.
om avontuurlike lewe te leef. Ons het vanoggend aan die begin van die program die gedeelte gelees waar Abraham geroep word. Vir my een van die kragtigste Ou Testamentiese gedeeltes. Waar Abraham geroep word van kalmte en rus, daar sit hy rustig by sy huis. Seker die temperatuur was redelik warm in die dag, so het baie slawe gehad, hulle het hom dalk koel gewaai met 'n paar palmtakke, en hy het 'n rustige lewe gehad. Hy sou waarskynlik als erf wat sy pa gehad het, en dan kom die Here by hom en sê vir hom, vat jou goed en trek. Wat ek wil hê jy moet doen, hier rustig woon nie. Ek het vir jou 'n lewe van avontuur, van jou eie doel in die oog. Vat jou goed, trek. Waarheen, saak waarheen nie, jy trek waarheen ek vir jou sê. Blindelings, vorentoe. Dag vir dag, tree vir tree, word Abraham gelei. En hy doen 'n klomp snaakse goed, verkeerde goeders, sondige goeders. 75 jaar oud, hy moet weet van beter, maar tog doen hy 'n klomp dinge wat verkeerd is. Maar so leer en lei die Here hom, daar waar hy word ons aardvader, die vader van alle gelowiges. Is dit dier wat die Here wil hê vir Abraham? Ja, natuurlik. Sou hy doodgewoon bly sit het onder die palmbome daar by Mamre, sy pa se goed geërf het, rustig wees het, 'n goeie voorspoedige lewe gelei het, hy nooit geword het, die vader van alle gelowiges nie. Hoeveel keer sê ons dit nie? In ons Bybel hoor ons dit nie. Die vader van die gelowiges, die aardvaders. En waar begin het? Abraham, Isak en Jakob. Kragtig in nalatenskap. Iets wat hy nooit sou gehad het, sou hy net rustig voortgeleef het, 'n goeie lewe gelei het. En ek en jy leef ons maar net voort, rustig, wat steur ons nie te veel iemand anders nie, pla ons nie ander mense nie. Ons bly en doen wat ons wil. Of gaan ons wat die Here vir ons sê? Of is dit uitdagend, gaan ek dalk iets seermaak, my toon stamp, of dalk 'n gekneusde ego hê. Hierdie oproep van die Here wat ek vanmôre hoor uit skrifgedeeltes wat ondubbelsinnig sê. Verloon jouself, neem jou kruis op en doen dit dag vir dag. Nou, ek het gewonder, ons is meeste van ons deel van 'n kerk. Wat het die kerk hiermee te doen? En wat het die kerk daarmee gedoen? Want die kerke loop baie keer leeg. Ons sê die kerke word leeg, want minder mense stel belang om lidmate te word. Of het heeltemal waar of nie, is nie. Het is waar, dat daar minder lidmate van die kerk is. Miskien is mense by die huis doodgewoon gelowiges en nie meer lidmaat van die kerk nie. Maar kan ook wees. Maar dan wil ons as kerk mense terugtrek na die kerk toe. Liefde, omgee, relevant wees in die wêreld. En ja, ek is van opinie dat dit reg en goed is, want daarmee doen ons 'n ander deel van die skrif wat ons nie vanmôre lees ook reg. Maar hierdie kern is die kern nie om Christus te volg nie. In die manier wat hy vir ons, wat in die kerk, ons probeer meer vriendelik wees, meer aanvaarbaar wees. En ons gee ons radikale relevantheid van die uitnodiging. Ons water dit af tot iets soos, ja, kom kerk toe, kom die word deel van die geloofsgemeenskap. Ons plaas, en baie keer plaas ons ander dinge boor. Wees nou maar net gelowig, of doen net Bybelstudie, of moenie so leef of wat nie, dan sal jy reg wees. Boor die eis van radikale, volg my, neem jou kruis op, verloon jouself. Is ons soeke na
kulturele relevantheid enigstens goed genoeg om die kerk van die Here op hierdie aarde voort te laat bestaan. Dit wil vir my lyk of dit nie sal werk nie. Dit sal nie werk. Die enigste ware relevantheid is Christus self en sy oproep tot disipelskap. En ons gaan dit nou weer afsluit daarmee, net na die volgende gedagte. Die uitnodiging van Christus is nie 'n maklike een nie, maar dit is die enigste een wat werklik tot lewe lei. In die kerk, en ek en jy, want ons is die kerk, moet weer vertrou in hierdie oproepe. En ons moet vertrou hê in hierdie oproep. Nie as iets wat verdoezel aangepas moet word om aanvaarbaar te wees nie, maar as die werklike lewensveranderende waarheid wat van Christus se oorwinning oor die dood en die hel. En jy en ek verbind daartoe, want dit is die waarheid vir jou bestaan. Om Christus te volg beteken jou kruis op te neem, deel te wees van die ware avontuur van die lewe van Christus. En dit is wat dit is. Of is ons doodgewoon gekondisioneer om tevrede te wees met die tipe, ons sê dit, gewone lewe, middelmatige lewe, om gekondisioneer te wees om soos al die ander te wees, om net in te pas, sodat ons nie uitstaan, sodat ons nie daaroor gepenaliseer word nie. Is ons bereid tot selfverloning, die kruis opneem, en om te volg. Ja, selfverloning, kruis opneem, Christus te volg. Ek lees weer net die 4 gedeeltes wat ons vanmôre gelees het oor kruis opneem. Matteus 16 vers 24 en 25. Hier sê Jesus vir sy disippels: as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Elkeen wat sy lewe terwille van my verloor, sal dit vind. Markus 8, 34 en 35. Toe roep hy die skare saam met sy disippels en sê vir hulle: as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar wie sy lewe terwille van my en die evangelie verloor, sal dit red. Lukas 9:23. Toe sê hy vir almal: as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, elke dag, sy kruis opneem en my volg. Lukas 14:27. En wie sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Kragtige verse, maar met 'n magtige uitnodiging tot 'n avontuurlike lewe. Soos Christus. Ja, tot die dood toe. Maar dan het jy jou lewe, en dit is wat die lewe is. Die lewe is tog 'n uitnodiging om avontuurlik te leef, om uitdagend te leef, om nuwe dinge aan te pak, om dinge te doen, om jou persoonlikheid, jou krag, jou talente te ontwikkel, meer op die voorgrond te stel. Partykeer uitdagend omstandighede, waar jy dink, nee, miskien moet ek dit 'n bietjie later doen, of nog meer oefen. Maar partykeer is daar nie tyd vir sulke dinge nie, en die Here en die geleenthede maak eintlik vir jou deure oop op tyd, wat jy dink jy's nog heeltemal gereed nie. Hierdie gedeelte nooi die Here jou uit. Dit is die eis van die kerk. Of, kom ons maak dit anders. Die eis wat die kerk aan sy lidmate moet verklaar en stel. Ek is 'n lidmaat, amptenaar van die kerk. En ek wonder, is ons bereid om dit wat die skrif sê, onvertint net so toe te pas in elke gemeente en elke kerk? Vir julle wat luister, laat my weet, wat sê jy? Hoe dink jy daaroor? Hoe voel jy vir jouself, vir die kerk, vir die gemeenskap, vir die gelowiges oor die algemeen, van hierdie uitdagende tyd? Ons praat oor, want dit is die 4de lydensweek voor
of in aanloop na Goeie Vrydag toe. En elke week praat ons oor dit wat Christus ons leer, maar ook dan wat hy vir ons voortgeleef het van die lewe, die uitdagings aanvaar, die lyding aanvaar, die vernedering, elke keer met volle oorgawe geleef soos niemand anders nog ooit in hierdie lewe nie. Laat my weet, asseblief. Wat dink jy, wat sê jy, hoe voel jy daaroor? Stuur my 'n WhatsApp of SMS na Willem Lombard 082-344-1731 082-344-1731.